Goeiemôre almal, prys die Here. Wie het 'n dankbare hart? Wie sê soos Dawid, soos 'n hart smag na waterstrome, dors my siel na U, o God. Wie's dit? Wie dors? Wie's honger vir sy woord? Prys die Here, mag hy jou vul, nê. Ek eer die Here vir sy goedheid en sy guns. Ek wil net gou sê waaroor gaan die tema en die boodskappe, net so inleiding gee, dan gaan ons bid en dan gaan ons in die woord wees. Ek is baie opgewonde oor die woord. Dit is net fantasties hoe dit al deur die musiek net bevestig is. Ek op 'n stadium stamp ek in my man se heup en sy sê, ek sê vir hom, hey, hoor jy? So ons gesels graag oor die woord en dit is so lekker as dit so net bevestig word nie deur die musiek en dit wat daar gebeur. Prys sy naam. Ek is baie opgewonde. Nou, julle weet, as 'n mens nou hier 'n kans het om hier voor te staan, is dit 'n ongelooflike voorreg. Dit is 'n groot voorreg om met die woord geassosieer te word. Maar dit is ook 'n groot verantwoordelikheid. En dit kos om in sy teenwoordigheid te kom en te sê, Here, wat wil U vir die gemeente sê? Wat is die woord in seisoen? Wat is die ruach woord? Wat is dit wat U wil sê? Die rema woord. En dit wek so 'n bietjie goeie angs in 'n mens, jy weet, want jy weet jy kan nie uit jou eie mond uitpraat of uit jou eie fabriseer nie en jy het regtig die gees van God nodig. En ek begin al vroeg, as ek klaar 'n boodskap bedien het, dan begin ek al vroeg en ek kom in die Here se teenwoordigheid. Ek sê, Here, U moet nou vir my sê, wat wil U sê? En soos ek in God se teenwoordigheid en ek's bidend en ek sê, Here, U moet praat, U moet sê wat U wil sê. En ek begin sommer die woord oop te maak en ek begin sommer net my gees voed met die woord, net inneem en inneem en inneem. En ek lees sommer in Spreuke van Salomo, sommer net vir die lekker, jy weet. En ek kom by Spreuke 25 en die Here is so groot en so goed, jy weet, hy het altyd iets om te sê. Hy het altyd woord. En wat my so opval is, die tema van my boodskap is more, is meer, nie meer van myself en ek groter en meer van Christus in my. Nee, more of Him in me. En ek lees sommer in Spreuke en ek kom by Spreuke 25 en die opskrif daar, jy weet, God kan sommer deur die opskrifte ook praat, selfs as jy kan omskuiwe, hy kan sommer deur die opskrifte ook praat, dit is sy woord is so kragtig en so magtig, en ek lees, en dit sê, by Spreuke 25, more Proverbs of Solomon, dit sê in 'n NIV, en dit is asof het my aandag vang, more Proverbs of Solomon, daar was nog meer. Salomo het Spreuke geskrywe, nê? Dit het sommer so gevloei, hy het die Spreuke so geskryf, en op 'n stadium, toe dink hy, okay, by Spreuke 24, maar toe is daar nog, toe is daar meer, en die Here verwys hom, dit spring sommer so uit die letters, dis more, daar's meer, daar is meer vir my en jou in Christus. Daar is meer vir jou persoonlik. As jy nog lewe het, as jy nog asem het, is daar meer vir jou. En dit het niks te doen met jou ouderdom nie. Dit het niks te doen van die seisoen waarin jy nou is nie. Daar is meer vir jou in Christus. En ek ervaar hoe die Here vir my sê, daar's nog baie meer, daar's meer wat ek wil doen. Daar's meer wat ek beplan. Daar's meer in my hart wat ek in stoor het vir my kinders. En ek dink sommer dadelik aan Hanna in die Bybel, dit het my so opgeval, julle weet Hanna het so gebid vir 'n babietjie, sy het so gesmeek vir 'n babietjie, julle weet in Spreuke, het sy so gebid en sy was in die tempel en sy het so gehuil en Eli het gedink die hoofpriester, sy is mos dronk, nê, en toe het hy saam met haar gebid en 'n seën oor haar uitgespreek en sy het swanger geword en sy het vir Samuel gebaar. Maar hier lees ek verder, in hierdie gedeelte in 1 Samuel 2 vers 21, and the Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Dis nie waar haar storie geëindig het nie. Sy het nog 5 kinders gehad. Sy het dalk daar gesmeek, ag Here, as ek net een ou kindjie kan hê.
Maar daar was meer. Ek wens so ek kon naby haar gestaan het en gesê, daarna as ek weet iets wat jy nie weet nie. Jy gaan nog 5 kinders hê. Wat 'n verskil sou dit nie gemaak het vir haar nie, nê? Daar is baie meer. Daar's baie meer vir ons wat in Christus is. Baie meer. Baie meer. Johannes 10 vers 10 sê, I came. Ek het gekom, hy het nie verniet gekom nie. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Dit klink nie vir my na minimalisties nie. Dit klink nie vir my na min nie. Hy het nie verniet gekom nie, hy het gekom vir ons verlossing, om verlossing te kom bewerk, nie. Maar hy het ook gekom, dat ons moet lewe hê, en lewe in oorvloed, till it overflows, totdat dit ander kan oorspoel tot ander ook, nie net, dit stop nie net by my nie, maar dat ander ook voordeel kan trek daaruit, my beker van blydskap kan oorloop, so dit kan uitspoel op ander ook. En hy sê hier so, life in abundance. Abundance beteken over and above, more, greater. En ek hou sommer van dit, van wat Christo ook verlede week gepredik het oor greater. He is just greater. So Here Jesus, kom ons bid gou, Here, ek bid dat hierdie woord wat U wil deel, Here, op vrugbare grond sal val. Here, dat elke gees wat hier sit, Here, sal ontvang dit wat U wil sê, en dat U woord sal aanhou praat, selfs al is hierdie diens verby, in Jesus Christus. Amen. Nou, ek lees dit en ek ervaar, Here sê meer, daar's meer, ek voel 'n dringendheid in die gees, daar's meer, sê vir hulle, daar is meer vir jou, daar's nog meer, jou storie is nie klaar nie, ongeag jou ouderdom, en ek sê, Here, praat met my, verduidelik het vir my, sê vir my wat U wil sê, en ek dink aan hierdie vers, 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 10, en ek het dit as een van my verse laas keer ook gebruik, maar die Here trek my terug na dit toe, en ek kom iets agter, hy sê, however as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by the Spirit. The Spirit searches all things, that even the deep things of God. En het vang my dadelik op, hy het hierdie fantastiese goed beplan, maar vir wie? For those who love Him. Wie het Christus lief? Wie is lief vir die Here, nee? Hy sê vir die wat hom lief het, en ek besef, alles kom terug na verhouding met Jesus Christus, alles, elke thema, elke ding wat ons predik, elke skrif, alles op die ou ende kom terug na verhouding toe, vir die wat in 'n verhouding staan met Jesus Christus, wat in 'n verhouding wandel met Jesus Christus. Hy sê in Openbaring 2 vers 4 tot 5, dit is 'n brief aan die gemeente van Efese, hy sê, ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ons kan nie ons eerste liefde verlaat nie, en ons moet terugkom na ons eerste liefde, want in daai verhouding, in daai eerste liefde, in daai gemeenskap, daar lê die meer in. Daar lê dit in. Matteus 22 vers 37 onder andere sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit sluit in ons is gees, siel en liggaam. Dit sluit in al die aspekte, gees, siel en liggaam, hele hart, hele siel, hele verstand, ons moet hom lief hê. Hoekom? Sodat ons ook voordeel daar kan uittrek, want hierdie beloftes is in Christus vanuit 'n verhouding. Maar dis nie waar dit stop nie, en ek mediteer oor hierdie gedeelte, en ek besef, dit staan sommer so uit, this is revealed to us by the Spirit. Dis deur die Gees aan ons geopenbaar, through His Spirit, deur sy Gees, deur sy Heilige Gees, sê gou deur die Gees. En julle moet gou by my bly, want ek het Here vir my 'n tipe openbaring gegee.
2 Korintiërs 3 vers 18 sê, and we all, with unveiled face, beholding the glory of God, are being changed into His likeness, from one degree of glory to the next degree of glory. For this comes from the Lord who is Spirit. Hy praat van een vlak van heerlikheid na 'n volgende vlak van heerlikheid. One degree of glory to the next degree. Daar's meer. Daar's 'n volgende vlak. 'n volgende vlak van heerlikheid. Reg so. Okay. Maar dit is deur sy gees. It comes from the Lord who is Spirit. Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. Deur sy gees. En ek besef iets, die Here wys vir my iets. Dit is deur sy gees. Dit is deur sy gees, en hy bring iets in my herinnering op. Hy het dit al eintlik vir my lankal gewys. Jy weet die jaar toe my kind oorlede is, nee, ja, dit was wild. Het ons ook deur 'n vreeslike finansiële krisis gegaan, soms sulke vla dinge het ons getref, daar was groot inbraak in ons huis, en ag, die besigheid, en 'n kind se verlies, en dit was 'n vla op vla, en ek was in God se teenwoordigheid en het gesê vir hom, Here, how do you do this thing called life? It's so hard. Hoe doen mense hierdie ding wat die lewe genoem word? Dit is so hard, dit is so swaar, dit is so moeilik. Hoe doen 'n mens dit? En ek het 'n klagte voor die Here, en ek is in my woord, en daardie tyd, toe wys die Here vir my in alreeds in sy woord, in Johannes 14 vers 5, en hy sê, ek laat jou nie wees agter nie, maar ek laat jou die Heilige Gees. I don't leave you as orphans. I leave you the Holy Spirit. En met sy hemelvaart, in Johannes 16, sê hy, dit is eintlik beter dat ek gaan, want dan los ek vir jou die Heilige Gees. Dit is eintlik beter dat ek gaan, want dan kry jy die Heilige Gees. Al hierdie beloftes is in die Heilige Gees. 'n kind van God wat in sy Heilige Gees wandel, wat deur die Gees van God gelei word. Ek wil graag hê, die Here wys vir my toe nou iets, en hy herinner my aan Romeine 8, en hy het sommer baie verse vanuit Romeine 8 sommer genoem nou. Maar die opskrif in Romeine 8 sê, life through the Spirit. As jy nog nie Romeine 8 gelees het nie, gaan lees dit bietjie, want dit verduidelik stap vir stap, hoe lewe jy deur die Gees? Hoe kan jy lewe dat die Gees prioriteit is in jou lewe? Hoe gaan jy te werk? Laat die Geeste, en ek gaan sommer net hierso van vers 5 af lees, ek is in Romeine 8 vers 5, hy sê, those who live according to the flesh have their minds set on the flesh, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on the Spirit, the things that the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Daai lewe, daai meer is wanneer die Gees van God ons gedagtes oorheers. As die Gees van God die belangrikste is. I say the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Jy kan nie God behaag as jy in die vlees of deur die vlees lewe nie. Dan vers 11, hy sê, and the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in you. And vers 14, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Echt 'n Gees gevulde lewe, 'n lewe waar die Gees in beheer is. Dis waar die meer in is. En die Here wys my sommer ietsie. En ek wil dit graag met julle deel. Jy weet, toe ek in die Bybelskool was, het hulle geleer, scripture needs to interpret scripture. Jy kan skrif gebruik om skrif te verduidelik. En skrif bevestig skrif. Julle weet dit, nê? Dis die enigste boek waar skrif so oorvleuel en skrif bevestig. En ek wil graag hierdie gedeelte vir julle wys om dit te verduidelik, hoe die Here dit aan my geopenbaar het. Ek het net hierdie openbaring gekry. En want hy sê vir ons, daar's meer, en hoe betree
betree jy hierdie meer? Hoe beweeg jy in hierdie meer in dit wat hy vir jou beplan het, daai super above what we can think or imagine? Nee, hoe betree ek dit? En in Efesiërs 5 vers 21 tot 25, hulle preek dit graag by troues, nee, maar ek wil dit net gebruik om dit iets te verduidelik. Hulle sê, Efesiërs 5 vers 21 tot 25, het sê, submit to one another out of reverence for Christ. Dit praat hy van die huwelik. Hy begin so, ons moet mekaar onderdanig wees. Nee, die man sal altyd sê, ja, die vrouens moet eerst, maar dit begin so, ons moet mekaar onderdanig wees. Dan sê hy, wives, submit yourselves to your own husbands, as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, daar's 'n orde. In God se woord is daar 'n orde. Hy sê hy's 'n God van orde. Nee, daar's sekere ordes, daar's sekere wette, soos die saai en maai wet. Nee, saai en maai beginsel. Is daar 'n orde? God aan die bokant. Nee, dan is dit die man. Dan is die vrou onder die man en dan is die kinders onder die vrou onderworpe, nee. En hy verduidelik dit vir my so. Sê nou maar 'n man tree nie in sy leierskap nie, of hy's nie die priester in die huis nie, of hy doen nie sy werk nie, sê nou maar hy doen nie sy deel nie. En die vrou moet opstaan in daardie posisie, en sy moet daai rol vervul as die leier, en sy moet die geestelike leier wees, en sy moet die geld inbring, of wat ook al, nee. Dan gaan sy skade ly, want die las gaan groot wees vir haar. Sy gaan swaar dra aan haar las. Sy sal dit kan doen dalk, maar dit is nie God se plan A nie, want hy wou jy sê, haar beskerm, en sou die kinders die beheer neem in die huis, gaan dit chaoties wees, as die ma en die pa nie opstaan in daai posisie van leierskap nie, dit is nie God se plan A nie, verstaan julle? So werk dit met ons gees, met ons siel en met ons liggaam, daar's 'n sekere orde, nee, eers die gees, dan is dit die siel. Dan is dit die liggaam. First the spirit, then the soul, then the flesh. So as my gees wil beheer neem, as dit so goed die kinders neem beheer, en dan gaan die vlees en alles skade ly. As my siel, my verstand, my emosies, hoe ek voel, die leiding wil neem, gaan ek skade ly. Dis hoekom ek glo, dis hoekom ons sukkel met depressie en hoekom ons neerslagtig raak, want ons wil dit met ons verstand beredeneer. Ons wil leiding neem deur ons verstand, hoe ons dinge bewerk in ons verstand, sonder om die gees van God in ag te neem, sonder om die gees van God 'n kans te gee om die leiding te neem, sonder om die gees van God eerste te stel, soos wat dit moet wees nie, soos eers die gees van God, dan die siel, dan die liggaam. En jy sê vir my, ja Marie, maar dis nie hoe dit in die woord staan nie, maar dit staan in die woord. Skrif op skrif op skrif. Romeine 8 vers 6 sê, as jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as jou gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Nee, nog 'n vers, Galasiërs 5 vers 16 tot 17. Laat jou leefstyl deur die gees bepaal word, dan sal jy nie aan die sonde toegee nie. Sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die gees is. Gees en vlees is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, ek moet my liggaam dissiplineer. So ek met my liggaam moet onderworpe wees aan die gees. Dis hoekom mense vas, want ons moet daai liggaam onderworpe bring aan die gees van God, want die gees van God is die belangrikste. 2 Korintiërs 10 vers 15 sê, ons moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid van God. So die gedagtes kan nie die beheer neem nie, my siel, my emosies kan nie die beheer neem nie, my liggaam kan nie die beheer neem nie. Dit wat vir my liggaam belangrik is, moet nie die besluite neem nie.
Dat die gees moet bogestel word. En dan is dit soos 'n vuurige pyl wat uitgeskiet word. En dis God se orde. En dis die orde wat hy kan seën. En dis die orde wat effektief is. En dit is die orde wat hy in sy woord stel. Dis die orde hoe ons daai meer kan betree. En ek dink in Romeine 8 vers 1 tot 2 is dit so duidelik. Hy sê, daar's 2 wette in hierdie gedeelte opgesluit. Die wet, the law of the spirit, and the law of sin and death. Dit is so eenvoudig. Sonde lei tot die dood. Die gees van God, lewe en vrede. So eenvoudig soos dit. As ek volgens die gees lewe, lewe. Die lewe en lewe in oorvloed wat hy bepaal het vir ons. Nee, dit wat waar ons na toe smag. As ons volgens die sonde lewe, is die dood. Dis die 2 wette. En ek en Christo praat, so ek sê van, weet jy liefiekie, Jesus is 'n God van oorvloed. Sy woord bevestig dit oor en oor, hy wil oorvloedig seën, hy wil oorvloedig gee. Die probleem lê nie by God nie, dit lê by ons. Daar's niks fout met God se woord, of met sy beginsels, of met sy, inteendeel, ek is mal oor sy beginsels. Nee, want dit is daar vir beskerming. Dit is daarom sy kinders te seën, om sy kinders die beste toe te wens. Okay, sommer klaar, ek kan daar bly. Prys die Here. Nou, hierdie beteken nie 'n lewe sonder uitdagings nie, nê. As ons volgens die gees, volgens God se gees wandel nie. En ek dink aan al hierdie Bybelse figure. Julle, ek was so gebless toe ek in hierdie goed ingaan, nê. Al hierdie Bybelse figure, Paulus, hierdie mense het volgens die gees van God gewandel. Paulus het Romeine 8 geskrywe, so hy het hierdie openbaring gehad, van die gees moet bo. Weet julle, slang pik hom. Julle kan nou van gaan lees in Handeling 28 vers 3 tot 5, wat maak hy? Skry slang af. En dit maak hom niks nie, een vertaling sê, het was 'n viper. Nee? En dit maak hom niks nie. En ek besef, dit was nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die gees van God. En ek besef, man, Paulus, hy het soveel versoekinge deurgegaan. Jy kan lees in 2 Korintiërs 11, hy was geslaan, hy het skrippreek gelei, hy was in die tronk, hoeveel keer, en dit het hom niks gemaak nie. Want hy het deur die gees van God gewandel. Hy het uitdagings gehad. Maar dit het op 'n ander vlak, a next degree of glory, soos die teksvers sê, 'n volgende vlak van heerlikheid, nê. In hierdie wêreld, op hierdie aarde, in hierdie tydperk waarin ons lewe. Ek lees van tronkdeure wat oopgegaan het vir Paulus en Silas en Ananias en Safira. Die engele het gekom en tronkdeure oopgemaak. Dit wat hulle vasgevang het. Daar was vrylating. Nie deur hulle eie krag nie. Maar deur die gees van God wat dit moontlik gemaak het, want hierdie mense het volgens die gees gelewe. En ek het gedink aan Paulus wat die slang afskit. Jy weet, ons het ook nodig om baie keer goede af te skit. Klaar te kry met goeders, wat slange wat ons wil pik. En omstandighede, en goed wat sleg is en wat seer maak. Maar ons kan dit nie doen deur ons eie krag, of deur ons geweld nie, maar deur die gees van God. Net deur die gees van God wat ons in staat stel. Dis hoekom ons deur die gees van God gelei moet word. Ek lees van Johannes, geskrifte verduidelik hoe Johannes in 'n pot olie gegooi is. Hy het niks oorgekom nie. Wat? En toe sy verbaan na die eiland Patmos toe. En na sit hy op die eiland, en weet julle wat sê die woord van God? Jy gaan lees dit, Romeine 1 vers 9 tot 10, ek het 'n vers, Romeine 1 vers 9 tot 10. Dit sê, while he was in the spirit, hy was sommer nog in die gees, sommer terwyl hulle hom op die eiland gooi, hier is hy in die gees, en hier kry jy visioene van die hemel, en van hoe Christus lyk, en van die laaste dae, en God gee vir hom openbaringe, en hy skryf openbaringe neer, daar op die eiland van Patmos, daar waar hy verband was, nadat hy in 'n pot olie gegooi is. Hoe het die mense dit reg gekry? Was hulle ander vlees as ons? Nee, hulle het deur die gees van God gewandel, en die Here wys my iets. Hy sê vir my, dis so ons gaan staande bly.
Dis hoe ons kerk van Jesus Christus in hierdie laaste dae gaan staande bly, waar goed ons nie affekteer nie, waar slange wat ons spik ons nie gaan affekteer nie, waar dinge wat ons wil gevange neem ons nie gaan affekteer nie, want hy gaan vir ons vrylating gee. Die woord van God sê, hy hou die sleutels van Dawid, hy kan deure oopsluit wat niemand kan oopmaak nie, hy kan deure toesluit wat niemand kan toesluit en dis deur hom, is deur 'n geesgeleide, geesvervulde lewe. Dis hoe ons dit gaan betree, dis hoe ons dit gaan regkry. Die woord van God sê, waar die gees van God is vryheid. As jy in vryheid wil wandel in die gees. Hy sê, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Hoe gaan jy krag hê as die Heilige Gees oor jou kom? Daar's krag in as jy volgens God se gees wandel. Die Here wys my, Rigter 6 vers 34, hoe die gees van God oor Gideon gekom het. Maar weet julle, 'n ander vertaling, die New King James, sê, the Spirit of the Lord enclosed Gideon. En dis, weet julle, ons Afrikaanse taal en ons Engelse Bybel kan nie altyd die Griekse en die Hebreëse betekenisse mooi sê nie. Daar's nie woorde nie. Maar as jy na die Griekse en die Hebreëse oorsprong gaan kyk, beteken dit, the Spirit of the Lord came on him, beteken dit nie, dit het so oor hom gekom nie, dit beteken dit het so oor hom gekom. It enclosed him, dit hom beklee, soos 'n kapsule toegemaak. Verstaan julle die gees van God? En ek dink, dis hoekom Johannes, toe hy in die pot olie gegooi is, niks kon oorkom nie, want die gees van God het hom toegemaak. Ek het so 'n revelation gekry, het gesê, Here, I pray that your Holy Spirit will enclose me. En ons het dit oor Kerwel gebid, ons het gesê, Here, laat die gees van God hom omsluit. Nee, om sommer net so toedek, so. Prys die Here, en ons kan dit bid, ons kan sê, Heilige Gees, vul my, enclose me, cover me, protect me. God is 'n God van oorvloed, en hy wil ons in oormate seën. Maar ons moet volgens sy beginsels lewe. Dis nie buite sy orde nie. Dis nie buite sy beginsel nie. Sy beginsel is gees, siel, liggaam. Verstaan julle dit? En dis nie 'n onmoontlikheid nie, anders sou dit nie daar geskrywe gewees het nie. Ons kan dit doen, ons kan dit so beweeg, maar ek weet daar's 'n geveg in die gees en die vlees konstant. Paulus het ook daarvan geskryf. Hy sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek wil doen, dit kan ek nie regkry nie. Maar ons moet aanhou boog. Toelaat dat die gees van God ons lei in alles wat ons doen. Kyk gou hierdie skrif vandag. Psalm 81 vers 10. Dit sê, open wide your mouth and I can fill it. Hy sê, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth so I can fill it. God wil ons vul met sy heerlikheid. One degree of glory to the next degree of glory. Nee. Psalm 84 vers 11. No good thing will he withhold from those whose walk is blameless. Nie een goeie ding sal hy weerhou as ons volgens sy weë wandel nie. Nie een goeie ding nie. Matteus 5 vers 6. Those who hunger and thirst for righteousness will be completely satisfied. As jy honger en dors na sy geregtigheid, na hom, na hoe hy dinge doen. Hy sê, will be completely satisfied. Nie 'n bietjie nie. Kyk hoe sê die Amplified, dit sê, blessed, joyful, nourished by God's goodness are those who hunger and thirst for righteousness, those who actively seek right standing with God, for they will be completely satisfied. Die wat smag, hulle wil graag regloop met Jesus Christus, in 'n regte orde, wat die gees van God lei, dan die siel, jy weet, die denke en emosies, dan die liggaam. Psalm 36 vers 8, dit sê, they feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. Dit klink nie soos 'n God, wat nie 'n God van abundance is nie. Wat sy kinders net 'n bietjie net wil, as jy vir iemand vra en hulle sê, het gaan arm maar darm.
Dis nie ons God wat ons dien nie. Nee, hy is 'n God van oorvloed. En ek sê vir die Here, okay Here, ek hoor wat U vir my sê, Here, deponeer nog goed in my, en ek dink aan Jabes se gebed. Julle ken Jabes, nee? Hier's 'n lang stamboom, en iewes skielik kom hierdie gedeelte op van Jabes in 1 Kronieke 4 vers 9 tot 10. En Jabes, nee, bid hierdie seëngebed oor homself. En dit voel vir ons vreemd. Hoe kan jy nou 'n seëngebed bid oor jouself? Hoe kan jy nou vir jouself bid? Jy weet? Maar God leer ons in die woord. Hy sê in Lukas 11 vers 13, die wat vra vir die Heilige Gees, sal meer van die Heilige Gees ontvang. Ons mag maar vra, Here, seën my. Lord, clothe me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. Die woord van God sê ons kan bid dat hy vir ons die Heilige Gees gee. Meer van sy Gees, nee. Kyk hier so by Jabes se gebed. Dit sê Jabes was more honorable than his brothers. Hy het 'n uitstaande lewe gelei, ou Jabes. Hy het nie sommer net roekeloos gelewe nie, dit staan nie so nie, nee. He was more honorable than his brothers. Amper soos Dawid, toe Dawid gesalf is as 'n koning, het sy boeties daar opgelyn gestaan, en Samuel, die profeet, het nie gevoel, dit moet een van hulle toekom nie. Dawid het uitgestaan. So wil God hê ons moet lig wees. We need to live honorable lives. Nie volgens die vlees nie, nie volgens hierdie nie, volgens God se Gees. His mother had named him Jabes, saying, I gave birth to him in pain. Jabes beteken eintlik man pynlik. Jy is 'n pyn. Shame, hy moes met hierdie label loop, nee? Jou pyn, jou vet pyn, jy weet, jy was 'n pyn, jy's in pyn gebore. Maar dit sê in vers 10, Jabes cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory, dat U my grondgebied sal vergroot. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. En dit sê, and God granted his request. God het hom gegee dit wat hy gevra het. Wanneer laas het jy gevra, Here Jesus, seën my. Here, leer my. Vul my met die Heilige Gees. Lei my. Help my, Here Jesus. Wanneer laat jy sommer jou hand oor jou kinders gesit en hulle sommer net geseën, of dinge wat droog is, net seën, geseën en lewe oor dit gespreek. Die Here bring iets in my herinnering op, en ek wil graag vir julle ietsie vertel, sommer net, julle is my familie, net sommer iets persoonliks. Jy weet, toe ek 'n jong meisie was, het ek 'n lang lysie gehad, ek het 'n lysie geskrywe, ek is 'n lysie mens. En ek het weer 'n lysie gevra van hoe ek my man eendag wil hê, nee? En dan het ek nog goede bygevoeg, soos ek goed agtergekom het, en ek sien die man, die seuns, en waarvan ek nie hou nie, en goed wat ek sien, dan skryf ek nog goed by. My lysie was daaraan so lank, jy sê gesê, ag, hierdie persoon bestaan nie, Marie, jy sê nou, simpel. Nee. Maar ek onthou, het ek gebid vir daai lysie, ek het daai lysie uitgehaal, en ek vir daai lysie gebid. Maar ek wil vir julle ook sê, ek het vir my ma gesê, Mama, daar bestaan nie meer goeie mans op hierdie aarde nie, daar's nie mans soos my 2 boeties en Christo nie. Want ek het hom geken, hy was deel van die kerkgenootskap en familienetwerk, ek het hom geken en ek het so opgekyk na hom, nee. En my boeties was vir my so indrukwekkend. Hulle was mooi en hulle het so standaard gelewe, al van jonk af. Ek het gedink, daar's niemand soos my boeties en Christo nie. Maar ek het nooit gedink, in my wildste drome, God het beplan, ek gaan met juist Christo trou nie. Ek het nie eens gedink, ek kan, en dis wat die woord van God sê, wat nie eens in ons verstand opgekom het nie, het hy voorberei. Nee, maar ek wil julle ook dit sê, toe ek uit die Bybelskool uitkom, nee, toe gaan ek universiteit toe in Bloemfontein en ek is in die koshuis.
Maar dit het vir my gevoel soos Sodom en Gomorra, want hulle het gedrink daai tyd al in die koshuis, het gevoel soos ek is in Hielbrow. Nee, hierdie Afrikaanse meisietjie wat nou van die Bybelskool afkom waar alles mooi en heilig en reinig was, nee. En omdat ons die Bybel gelees het en gehoorship het, nou is ek hierso by hierdie koshuis. Maar ek onthou het ek in my koshuiskamer die deur toegemaak en gebid. Ek het daai lysie gebid, ek het daai lysie uitgehaal. Ek onthou het ek tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Ek onthou een keer hoe God se volheid net die kamer gevul het. Ek onthou ek daar gesit en gehuil het en gesê, Here, ek het gevoel ek moenie beweeg nie, maar ek het gesê, just don't go Lord, just don't go, please don't go, just don't go. Ek het gedink as ek beweeg gaan sy daai heerlikheid uit die kamer uitgaan. So daar is 'n rol wat ons moet vervul. Ons moet honger en dors na sy geregtigheid. Hy sê, geseën is die wat honger en dors na sy geregtigheid. Ek het nie soos die ander gemaak in die koshuis nie. En ek wil daardeur nie vir my die eer gee nie. Ek het net God gesoek. Ek het geweet hierdie is nie my, ek is nie van hier af nie. Ek pas nie in hierdie omgewing nie. Dit was nie vir my bedoel nie. En hy het my geseën met hierdie man. Ek het nooit gedink. Ek onthou ek het eendag vir my ma gesê, mamma, daar is nie man soos my boeties in Christus nie. Nooit in my wilde drome, my wildste drome het ek gedink, hy is hy wat Here vir my voorberei het nie. Alle eer kom toe. Ek sê vir hom baie keer, weet jy, as ek foute maak in my lewe, en ek doen stupid goed, dan onthou ek, ek is daar met Christo Botha getroud. You go girl, jy is nog okay, you did it, jy het hom gekry. Dan voel ek beter, jy weet, in my mislukkings. Ek sê vir my is my grootste prestasie. Prys die Here, maar ons kan bid, laat die Here ons sien, ons mag vir hierdie goede bid. Nee, ons mag vir hierdie dinge bid. Maar weet jy wat, as God ons kom sien, is dit nie net vir ons bedoel nie. Hy wil hê to overflow, waar ons ander ook kan beïnvloed, waar dit kan oorspoel na ander toe ook. En dit is wat hy van die grondlegging beplan het. Sy planne is so fantasties, as ons in sy orde wandel, dan het hy sommer bedoel, het moet ander ook bless. Verstaan julle, oorloop tot die ander ook. En dis hoe dit werk. Kyk gou hierdie teks, hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 9 vers 8 in die Amplified. Hoor hierso. And God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing, op die aarde ook, sien julle nie net geestelike seëninge nie, come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. Kan julle sien, dis nie waar dit stop nie? Dit moet oorloop, laat ander ook voordeel kan kry, as die Here jou seën finansiëel, as die Here jou seën met sy goedheid en sy guns, getuig, laat dit oorloop, laat dit ander, laat ander ook voordeel daar uittrek, laat ander ook begunstig word deur die goedheid van Christus in jou en deur jou. Prys die Here. Ek lees ek was so gebless vir al die vrouens nou hier, so is 'n lekker teksvers vir julle. In die Bybel van 'n vrou, haar naam is Lydia, in Handelinge 16 vers 14 tot 15. Sy was 'n weldoener, man, sy was 'n sterk besigheidsvrou al hier in die Bybel. Weet julle wat het sy gedoen? Sy het met perslap handel gedryf. Sy het 'n perslap verkoper gekoop. Sy was finansiëel sterk. Maar weet julle wat het sy gedoen? Sy het haar groot huis opgemaak en Paulus hulle daar kom kerk hou in haar huis en so het sy die eerste kerk gesponsor. Nee, uit die oorvloed van dit wat die Here vir haar doen. Ek lees van Josef van Arimatea in die Bybel in Lukas 23 vers 50 tot 56. Jy weet, hy het sy graf beskikbaar gestel vir Jesus se liggaam. Hy was 'n weldoener, hy het gesê hy kan in my graf kelder kom neergelê word. Nee, hy was sommer net 'n weldoener gewees. Prys die Here, maar hy het nie geweet is net vir 3 dae nie. Nee, hy het gedink is vir langer, maar dit was net so kort hier
Maria Magdalena. Sy het net Jesus se bediening ondersteun, sy het saam beweeg, sy was 'n volgeling, sy het gekyk, sy het vir hulle kos gemaak, sy het vir hulle voorsien, sy het net gekyk, hoe kan sy ondersteun, hoe kan sy help, hoe kan sy hande aanbied, die hele tyd, sy was die een wat nog by die kruisiging by hom gestaan en die disippels het hom verlaat, behalwe Johannes en sy Jesus se moeder. Nee, sy was tot die einde daar. Sy was tot die einde, het sy ondersteun en bygestaan en gehelp uit die oorvloed van dit wat Jesus Christus vir haar gedoen het. Nie omdat sy wou oulik wees nie, uit die oorvloed van wat hy eers vir haar gedoen het. So dit moet nie stop nie, as die Here vir jou meer gedoen het, as jy besef het, as dit met jou goed gaan, as jy deur die Gees van God gelei word, wil hy dit moet so goed gaan, dat dit oorspoel en ander kan voordeel trek daaruit, nee. Dit is ook een van sy beginsels, dit wat jy saai, gaan jy maai. Nee. Soos ons nou na 'n einde toe kom en ons gereed maak vir die nagmaal, wil ek graag net met julle nog ietsie deel wat die Here vir my gewys het. En dit is 'n bekende teksvers, maar ek het iets altyd bietjie misgelees. En dit is in Johannes 7, vers 37 tot 39. En dit sê so mooi, gaan lees dit gerus. Dit sê, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit. Hy het gesê, hy het dit gespreek aangaande die Gees van God. Hy sê, as jy dors is, kom na my toe en ek sal jou gee, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. 'n Drankie word 'n stroom, sien julle sy abundance? Nee? Wat uit ons harte sal vloei oor ander. Maar hy sê, hy het dit gesê aangaande die Gees van God. Hy het dit bedoel oor die Heilige Gees wat nog moet kom, maar nou is die Gees al klaar hier by ons, nee. Want toe Jesus gaan het, dat die Gees vir ons gelaat. So ek wil vir jou sê, hoe raak ek vol van die Heilige Gees? Ek moet van hom drink. Ek moet drink van hom. Ek moet van hom inneem. En ek wil vir jou sê, jy kan nie 1 keer 'n week drink nie. Jy gaan gedehydreer. En ek wil vir jou sê, dat is van ons wat geestelike dehydrasie het. Nee, ons moet van hom drink gereeld, kort, deur die loop van die dag. Hulle sê ons moet 8 glase water drink, nee. Ons moet van hom drink. 1 drankie word strome van lewende water, sê die woord van God. He's such a God of abundance. En hy kom leer my, hy sê, Marie, jy moet drink van my. Ek sê vir hom, Here, maar ek drink van u. Dit is my gebed, dat ek kom na hom toe en sy teenoorgaan sê, Here, soos 'n hert smag na waterstrome, so dors my siel na u, o God. Ek sê vir hom, dit is dan my gebed, Here, u weet. Ek kom na u toe so. En hy wys vir my, hy sê, meer. Jy moet meer drink. En hy wys vir my, ons is lief vir stap, ons familie, Christo het al vir julle vertel, nee. Ons het nou onlangs by Clarence gaan stap, maar dit is so lieflik, maar ons het 'n lang roete geloop, so om bo die berg te kom is daar 'n vinnige incline. So jy begin sommer met op. En dan raak jy dors, dan soek jy water. Roevan vra, dan stop hy en sê, hy wil nou eers water hê. Dan sê, wag nog so bietjie, sê, hy soek nou eers water. Maar as jy daar bo kom en jy loop, is heerlik. Maar die Here wys vir my, as jy 'n berg uitklim, as dit voel, ek klim 'n berg uit, Here. Ek kry swaar. Ek klim 'n berg en dan sê hy, drink. Jy moet meer drink. Jy moet drink. Jy kan nie dehydreer nie. Dis hoekom in hierdie tyd, as jy voel, man, ek klim 'n berg uit, is die uitnodiging daar, drink van sy heerlikheid. Hy wys vir my, as jy iets battle, as jy uitsê te groot is, moet jy meer drink. Miskien battle jy gesondheid, of 'n uitdaging, wat ook al. Miskien battle jy verhouding of ietsie wat jy dalk battle, nee. Dan moet jy meer drink.
En hy wys vir my, jy moet meer drink, Marie. En ek sê, Here, ek hoor wat U vir my sê. Maar jy weet, Romeine 8 is ook duidelik, hy sê, set your mind on the things of the Spirit. Hy sê, die wat geestelik is, moet geestelike dinge bedink. Dus hoe ek ook drink van hom, van die gees, as ek geestelike dinge bedink, wat bedink jy? Dink jy Godse dinge? Wat kom in jou gedagtes op? Jy moet sommer die hele dag Godse dinge bedink. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat rein is, alles wat eerbaar is, alles wat loflik is, alles wat heerlik is, daai dinge moet ons bedink. We have to set our mind on Christ, nee. So ons moet, hy sê so mooi, hy sê, bedink die geestelike dinge. Johannes 6 vers 63 sê, His word is spirit and life. Sy woord is ook gees. Hoe drink ek? Ek neem hierdie woord ook in. Nee, ek neem hierdie woord in en ek neem hierdie woord in en ek neem hierdie woord in, ek drink hierdie woord. Kolossense 3 vers 16 sê, die woord van Christus moet ryklik in julle woon. Hy sê, let the word of God dwell in you richly. Dit moet sommer hier in my wees. As jy gesels met iemand, moet die woord sommer uitkom. Jy moet woorde in seisoen, die woord van God sê, you have to have word in season and out of season. As iemand vir jou sê, wat praat die Here nou met jou? Dan moet jy kan sê, man, die Here praat met my. Hy sê vir my, ek moet deur die gees van God gelei word. Dis wat nou die laaste tyd in my gedagtes omgaan. Jy kan nie gaan op verlede jaar se woord nie, die woord moet ryklik sommer net in jou wees. Man, dit was fantasties gister, ek was so gebless, ek moet julle dit vertel. Ons laai vir Kabel af by die lughawe, nee. Nou help Christo om sommer met die tasse en alles, en ons laat hom ingaan en by die pos, of wat? By die check-in, en man, Kabel is so fantasties, hy sê, I'm blessed and highly favored. Hy sê vir die ou, how are you? I'm blessed and highly favored. Hy maak 'n bietjie 'n konversasie met hierdie ou, gesprekkie met hierdie ou, nê. En die ou sê, man, is jy kind van Here? Hy sê, ja, en hierdie is 'n pastoor en sy vrou, sommer ook wat hier so staan. Ons is almal Christene. Maar die ouetjie is so bly, hy sê, hy wys ons 'n teksversie wat hy daar teen sy lesenaar, hy sê, hy sit elke dag vars woord hier teen sy, en hy wys ons die woord, ek sê vir Kabel, neem af, dan is woord sommer vir jou, Kabel, neem dit af. Kabel neem die woord af. Die ouetjie sê vir ons, nou okay, ek het nou vir julle woord gegee, wat se woord kan jy vir ons gee? Kabel gee vir hom woord, Christo gee vir hom woord, ek gee vir hom woord, ons almal staan nou, mense staan in die ry, hulle wil check-in, is 'n lang ry met hulle tasse, goed, ons praat, liewe Jesus, dit was so lekker. The word of God should dwell in you richly. Ek sê vir Christo, hoe awesome is dit? Hierdie ou is lig, hier's lig. Hy staan daar, hy het 'n teksvers teen sy lesenaar vas. He's just light. I was so blessed by that. Ons was so blessed. Kabel was so blessed. Christus so geblessed, man. Prys die Here vir mense wat honger en dors na hom. Hy sê, hy het 'n uitnodiging, hy sê, drink van my. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hy sê, hy het dit gesê aangaande sy gees. Dis hoe die gees werk. Ons moet van hom drink. Ons moet sy woord inneem. Dan wil ek julle ten slotte net 'n skrif wys en dan gaan ons die nagmaal bedien. En dit is in Openbaring 21 vers 6 tot 7. Joh. Dit sê, to the one who thirsts, vir die een wat dors, I will give water from the fountain of the water of life without cost. Verniet. Jy moet net dors wees. Dis verniet. Betaal niks daarvoor nie. Jy moet net dors wees. En dan sê hy, he who overcome the world by adhering faithfully to Christ Jesus as Lord and Savior will inherit these things. And I will be their God and you will be my son. God wil ons met 'n volle oorgawe tot hom lewe. Ons moet sê, Here, nie meer my nie, meer van U, meer, more of your Holy Spirit, not more of my thinking, not more of my ways, not more of my flesh. Ons moet in lyn kom, eers die gees, dan die siel,
dan die liggaam en dan is ons effektief. En dan kan God sy seëninge oor ons uitstort. Hy's nie 'n man dat hy sy lieg nie. Hierdie woord is nie leens nie. Die probleem is nie by hom nie. He's a God of abundance. Hy het ewen sy seën gegee. Hy het niks weerhou nie. Niks. Hy het sy seën gegee om in die kruis te sterf vir ons, sodat ons kan lewe in oorvloed moet hê. Ons moet dit net verstaan, ons moet dit in dit beweeg. Ons moet sê, Here, meer van die Heilige Gees. Maar ons moet dit inneem, ons moet dit bedink, ons moet in sy woord kom. Ons moet ons gedagtes op hom gefokus hê. Prys die Here, dan kan ons ook slange afskud en dinge deurgaan. Nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees van God wat ons in staat stel. In Jesus naam. Tot oorvloei, tot dat ander kan ook seën en dat hulle ook voordeel daar kan uittrek in Jesus naam. Kom ons maak som ons oë toe, dan vra ek vir Christo om vorentoe te kom. Here Jesus, help ons Here, U het so belofte, U het gesê daar's meer vir my kinders. Maar dis in U, Here Jesus. Hierdie belofte is in U. 'n volle oorgawe tot U Heilige Gees. 'n lewe wat ten volle oorgegee is aan U, Here Jesus. Nie meer van ons nie, ons groei nie, Here Jesus, maar meer van U. Meer van U, Here Jesus. Meer van U om 'n gestalte te kry, Here Jesus. Here, ek bid dat U woord sal aanhou praat. Ek wil sommer hê, jy moet sommer net 'n saak aanneem met die Here, nê? Ag, sê Here, help my, vul my met die Heilige Gees. Clothe me with your Holy Spirit. Soos 'n kapsule. More of your Holy Spirit. En as jy nog nie jou saak reggemaak het by die Here nie, is dit nou die tyd. Sê Here Jesus, vergewe my sondes, was my met U bloed, reinig my van alle ongeregtighede. Here, ek wil ook in U volheid leef. Help my, Here Jesus, lei my deur die Heilige Gees. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you for your word. Thank you for your precious Holy Spirit.